Welgemeen boerdery in die Witzenbergvallei het einde verlede jaar top eerbewyse vir algehele uitnemendheid by Ceres vrugtekweekers se jaarlikse toekenningsgeleentheid opgeëis. Nou die boerdery het ook die Buxnel wisseltrofee vir die beste prestasie in Big Bucks Gala ingepalm. 'n Gesogte eerbewys wat vir die eerste keer oorhandig is. Hulle is verder met die wisseltrofee vereer vir hul uitstaande prestasie met onderskeidelik Golden Delicious, Abate Vertel en Mahana Red. Hannes Hanekom gesels nou met ons oor hulle boerdery en hierdie sukses. Hannes, ja, baie geluk, soos ek genoem het, welgemeen boerdery is daar in die Witzenbergvallei. Vertel ons net eers van die Hanekom familie op die plaas. Ja, baie dankie. Dit beteken baie, die gelukwensing. Ja, die Hanekom familie in die vallei ons is al van 1930 af, het my oupa die storie loop hoe hy hier ingestap het met sy knap sakkie oor sy skouer en die familieplaas gekoop het in 1930 wat Ebenezer is. Daarvan af het my pa, hulle was 3 boeties gewees en hulle het eers, my oupa was vroeg oorlede, so hulle 3 het saam met my ouma aan die plaas geboer vir 'n lang tyd. En toe 2 plase bygekoop, die 3 boeties is later opgesplit en my pa het opgeëindig op welgemeen. Ja, so dit is 'n kort geskiedenis van hoe ons hier beland het. Ons is 4 kinders, die 3 boeties en 'n sussie. My oudste broer is nie in die landbou nie, hy is 'n baie goeie skut en skiet goed met 'n geweerwinkel en bly op Vredendal. Ek en my jonger boetie is hier op die plaas in die Witzenbergvallei en my sussie werk vir Heineken, hulle Heineken al vir baie jare en bly in Brackenfell. So kort ons geskiedenis en hoe ons hier beland het in die vallei. So wat produseer julle? Dis hoofsaaklik ons hoofproduksielyn is appels. Ons is geleë, soos jy gesê het, in die Witzenbergvallei en die klimaat hier leen om regtig daartoe vir goeie appelproduksie. So ons grootste produksielyn is appels. Ons het 'n bietjie pere ook daarbey en 'n baie klein bietjie perskes nog. Dit is nie baie goed, dit is meer vir eie gebruik. Ons produseer ook 'n bietjie eie. Doen in bolproduksie van eie ook wat na die saad mense toe gaan, 'n klein karoo saad. En my pa se passie is ook nog, hy het nog diere passie ook, so hy boer nog 'n bietjie met skaap, so 500 skaap en dan ook 'n bietjie rooi Angus bees. Ja, so dis so in 'n nutshell ons plaas. Waar skryf julle hierdie sukses toe, Hannes? Jo, dis 'n moeilike vraag of eintlik 'n baie lang antwoord dink ek op die ou ende. En as jy met enige boer praat en ek dink enige plek in die wêreld sal hy seker vir jou kan sê as hy reg eerlik is dat 'n klomp daarvan is regtig genade want ons boer ons nou nie onder 'n dak nie. En baie wat ons kry is so onverdiend en dit kan so vinnig weggevat word. So en dan wil ek ook begin om hierdie vraag te antwoord deur te sê dat ek dink dit gebeur definitief ook elke jaar nie. Dit is regtig 'n seën wat oor ons gekom het vir laaste seisoen wat als in plek geval het. Maar ek dink binne in dit is dit mense, nee, ek dink mense speel 'n geweldige groot rol in enige bedryf, maar veral in die vrugtebedryf. As jy omring is deur 'n goeie span en goeie mense en dan kom hierdie suksesse van tyd tot tyd. En dan wil ek almal insluit. Ek dink van die persoon wat hier op die werf die gras sny en die plek netjies hou tot die plikker in die boord en die voormanne, die bestuur, die admin personeel en dan ook buite uit by die plaas. Ons verpakkers, die bemarkers, daai skakeltjies in die ketting is almal so belangrik en nou en dan align dit alles in 'n jaar soos laas jaar en dan kry jy hierdie sukses. So ja, baie dankbaar dat alles geolie geloop het vir laaste seisoen. Maar ja, dis 'n spanpoging. Ek dink mense speel 'n geweldige rol in daai suksesse. En dan omdat jy omring is deur daai goeie mense en goeie span van die mark tot by plikker, dink ek maak jy goeie keuses, goeie kultivar keuses, goeie markkeuses. En dit maak dit makliker. So ek sal sê ek wil 'n groot deel daaraan toeskryf aan die mense wat rondom ons is, ja. Soos ek genoem het, is julle die eerste ontvangers van die Big Bucks Gala eerbewys. Vertel ons kortliks van hierdie sukses.
Ja, Big Bucks is ek dink in die eerste plek 'n groot Suid-Afrikaanse suksesstorie vir die appelbedryf. Oom Buxnel, ek noem hom Oom Bux en ons almal ken hom so, wat die kultivar ontwikkel het saam met Henk Griesel, ook 'n groot rol gespeel in die sukses van die kultivar. Twee groot geeste in die appelbedryf by ons. So dit eerstens is 'n groot suksesverhaal. En dan vir die algemeen vir myself was dit ja, dit was baie eintlik amper emotional geweest toe ons die beker wen want ek het ook 'n bestuurder wat lank by my was Tuchel Dippenaar, Johan Dippenaar wat almal ook in die vrugtebedryf hier ken. Dit was sy laaste seisoen by ons en toe wen hy nou die eerste keer die beker of die trofee. So dit was vir my baie goed geweest en mooi geweest om dit te sien. Ja, so die Big Bucks ek dink as 'n kultivar by ons werk dit net goed. Die klimaat het 'n groot invloed daar en dan het ons lekker vroeg ingeklim in die kultivar, so baie gou ons skoolgeld betaal en geleer wat die kultivar doen by ons en hoe dit werk en wat ons moet doen om dit beter te doen. Ons doen geweldig baie moeite met plukrypheid, omdat hy so mooi kleur en so goed is dit moeilik om te sien wanneer hy ryp is en wanneer nie. So gou agtergekom ons moet dit bestuur. Ons moet nie te groen pluk of dan nou te ryp nie. So praktyke in plek gesit om dit beter te doen. En ja, so dit als het laas jaar bymekaar gekom en dit het ons 'n baie goeie produksie gehad, goeie uitpakke en ja, vir die trofee daarvoor gekry. Maar ek moet dan daarbey by sê, dit is so 'n klein verskilletjie tussen plase dink ek met Big Bucks veral dat volgende jaar is nog weer my buurman en die jaar daarna dalk vir iemand anders. Ons is so naby mekaar met Big Bucks produksie omdat dit kultivars wat naby aan ons hart is en hier by ons ontwikkel is en ja, so dit was my 'n groot voorreg om dit te wen. Kom ons beweeg nou van appels na pere toe, gesels met ons oor julle Abata vertel pere sukses. Nou ek lees julle het in die middel 90's al hiermee begin. Te vroeg. Nee, my pa het hy was op 'n produsente toer saam met CFG gewees in Europa en dit is 'n in Europa is Abata 'n groot kultivar. Dis ook waar ons dit uitvoer meeste van dit. So en hy toe hy terugkom geïnspireer deur die kultivar daai kant het hy 'n stukkie geplant hier, maar obviously het ons nog nie baie geweet nie, so verkeerde onderstokke en verkeerde grond. Maar baie mooi pere geproduseer en verskriklik baie geleer nog voor dat dit kommersieel groot gevestig was in Suid-Afrika. So dit het ons 'n bietjie van 'n voorsprong gegee en ek het toe later ons eerste kommersiële blok gevestig op 'n verdwergende onderstok BA29 wat ek baie baie moeilikheid oorgekry het want al die ouer mense het my gesê nee, maar dit gaan nie werk nie want dit is nie verenigbaar nie. En ek was so op my naheid gewees oor die blok wat nou almal gaan omwaai volgens hulle met die onderstok en ja, deur die genade het dit toe gewerk en ons het nou nog die blok en van toe af eintlik al ons Abate op daai onderstand gevestig en ja, groot sukses behaal met Abate. Ek dink ook grootendeels oor ons klimaat. Ek persoonlik dink hy het 'n groter koue behoefte as wat ons dink. So in die kouer areas waar ons geleë is, waar dit eintlik meer 'n appelarea is, doen ons goed met Abate. En ek wil dit toeskryf aan ons klimaat. So ons doen baie moeite met set en met snoei en met blom einde en blomvermindering en dat blomkompetisie en blomtyd. Ja, so 'n klomp produksie en praktyke wat ons geleer het hierdie jare wat ons toepas en ja, weer eens het laas jaar by mekaar gekom en ja, groot sukses gehad met Abate laas seisoen. Anders nou enige landboubedryf ontwikkel byna daagliks. Hoe verseker julle dat julle voorberei met tegnologie en ontwikkeling? Sure, tegnologie dit is moeilik. Ek wil dit amper verdeel in twee dele aan die bemarking en verpakkingskant. Is dit so krities om heeltemal voor te bly met tegnologie. En ek dink dit is dit vir my om my te belyn met die beste mense daar en ek dink in my opinie is ek deur CFG en teruggryp en CFG doen ongelooflike werk. Frans van Milan en sy span daar, ek dink om heeltyd voor te bly met nuwe tegnologie op die paklyne ensovoorts. So ja, ek vertrou hulle om die beste werk daar te doen en ek dink hulle doen as ons kyk na ons uitpak en die resultate daar.
dan om terug te kom plaas, was dit vir my weer iets anders. Daar's ek so half van 'n volger meer as 'n ou wat vroeg inspring in tegnologie in. En dit vir my is dit daai van ons doen eintlik 'n redelike eenvoudige ding. Ons groei appels, ons boer met appels. So as ons nie die produksie of die uitpakke of iets kan verbeter deur tegnologie nie, dan wil ek so 'n bietjie aanhang met dit. Maar dit gesê is, ons kry deesdae sulke geweldige goeie data uit tegnologie uit met besproeiing, met lone, met ja, alles wat rondom produksie gaan, dat dit is nodig om voor te bly. Maar ek dink mens moet besop om net tegnologie in te kry omdat dit tegnologie is en omdat dit so aanloklik lyk baie keer. Dit moet vir my 'n return op my investment gee as ek dit implementeer. Ja, maar dit aan die ontwikkelingskant is dit weer vir my die storie van weer eens waar ons geleë is so kompeterende omgewing en so regtig klomp goeie boere waardeur ek kom bring, so dit inspireer jou amper, jy hoef amper nie eers te dink aan jy ontwikkel anyway. Goeie ontwikkelinge en goeie ontwikkelingspraktyke net bloot omdat jy omring is deur hierdie omgewing van innovasie en vooruitgang. En ek in die vallei is so bevoorreg om te boer rondom, as ek net vinnig dink, ek dink 3 boer van die jaar wenners in die laaste tyd. So ja, en dit is amper soos familie, omdat ons so klein en geslote is. So net deur die vallei te ry met 'n fiets of wat ook al, leer jy so baie en dit het die gevolg dat jy eintlik innoveer en voorbly met tegnologie, want jy is so geïnspireer deur wat jy rondom jou sien. En as jy lief is vir iets, is dit mos nou lekker. Jy bly nuuskierig en jy wil dit beter doen as wat jy dit gedoen het. En ek dink dit is ook nodig, want dit is so kompeterend dat as jy dit nie doen nie, gaan jy obviously iewers uitgeskryf word of dit nie maak nie. Dis 'n kompeterende bedryf en ja, maar ons is lief vir appels, ons is lief vir die bedryf, ons is lief vir die vallei. So ons sal seker altyd so ver voor probeer bly as wat ons kan. En wat hou die toekoms in? Sjoe, so baie. Ek is 'n ewige optimis, so ek is baie optimisties oor die toekoms vir vir ons bedryf. Ja, die landbou is mos nou moeilik in Suid-Afrika. Ek dink dit is moeilik as mens goed as hoor op die media en jy hoor die politiek en die ekonomie en dis maklik om swart gallig te raak. Maar ek wil amper sê baie keer is dit, wil ek vir al die mense sê, kom net vir 'n dag plaas toe, dan gaan al die politiek weg en al die swak ekonomie gaan weg en jy voel net weer so half deel van die grond en van alles. En jy sien ook hoe mense kan regkom met mekaar baie keer op 'n plaas net so eenvoudig. So ons toekoms is vir my obviously wat dit inhou is die integrasie van die volgende generasie van die aankoms. Wat ek so baie na uitsien, maar wat ook 'n challenge is nuwe persoonlikhede, is nuwe drome wat ons moet probeer in lyn sit met dieselfde droom of met dieselfde doel op die einde. So dit is definitief in ons toekoms. En dan ja, sal ek baie graag wil, daar's so baie scope by ons nog in die vrugtebedryf om te verbeter binne in kultivar selfs en beter te doen per hektaar. So ons sal altyd maar probeer beter. Ek sal graag nog 'n paar appelboontjies in die grond wil druk in my lewenstyd en 'n bietjie groei. En ja, net probeer beter doen. Ons is besig met sonprojekte, ons energiebestuur af te bring of koste af te bring. So daar's altyd ietsie nuuts en ja, dit is maar wat die toekoms vir ons sal probeer bly groei, probeer om dit beter te doen en probeer om die volgende generasie mooi in te bring in ons bedryf. So gesels Hannes Hanekom in huis van Welgemeen boerdery daar in die Witzenberg Vallei.